Amen. Julle is welkom julle sitplekke te neem. Dan sal ons nou begin. Om hierdie aan te sit, dat my sniffels net weg is. Dan hoor julle net die hele tyd. Sorry julle. Kom ek blaas gou my neus, dis 'n wonderlike idee. Dis 'n wonderlike idee, daar's tissues, dankie Maris. Kerk, dis aandkerk. Is dit my gitaar? Is dit die monitor? Is dit my neus wat so klink? Jy weet. Jy het hom. Fantasties. Laasweek is ek besig om Bybelstudie te doen en ek vra die Vader net, Here, wat 'n vers wil U hê moet ek lees vandag? En ek maak dit my oë so vir 'n oomblik toe. Kyk of jy die monitor kan afsit, 5:6, mix 5:6. Ek maak my oë vir so 'n oomblik net toe en ek luister. En ek hoor 1 Johannes 3. En ek blaai so intoe. En as jy wil, kan jy in jou Bybel ook so intoe blaai. En dis die wonderlikste hoofstuk. Wat gaan oor God se liefde. En ook oor hoe ons veronderstel is om lief te hê. Nou ons is besig met die reeks wat praat oor Reflections of Jesus. En ons het net so 'n paar los temaatjies wat ons so half beplan het vir hierdie tema. En die heel eerste ding op die lysie was the love of Jesus. How to love like Jesus. En ek was so opgewonde toe ek hierdie hoofstuk lees en ek sê, Here, okay, dankie, confirm net vir my dat ons hieroor moet praat vandag. En ek dink dit is eintlik so snaaks want ons is op pad na Valentynsdag toe. Het enigiemand Valentyns dates hierso? Die tieners. Maar daar's 'n paar agter, het ou. Wat gaan julle doen vir julle dates? As ek so gaan vra. Wat gaan julle doen? Wat gaan julle gaan fliek? Restaurant toe gaan. Okay, dis 'n goeie begin. So Valentynsdag is een van hierdie groot goeters wat ons dink, dit is nou die dag van liefde, né? Die dag waar die mees romantiese dinge gebeur en jy kry blomme gewoonlik en jy kry chocolates en is hierdie groot gebare en die wêreld sê vir ons, hierdie is hoe liefde lyk. Hierdie is hoe dit lyk om geliefd te wees. Maar wat ons hier agterkom hier is baie keer, hierdie tipe liefde wat die wêreld vir ons wys, gaan eintlik meer oor, ek gaan gelukkig wees en ek sal jou lief hê, as jy my ook lief het. Wat gebeur as jou Valentine, as jy vra vir hierdie girl, hey, wie ook al dit is, Heidi, sal jy my Valentine wees? Wat gebeur as Heidi sê nee? Nee, ek like jou in 'n geval, nee, is fine. En dan gaan vra jy my iemand anders. Maar jy is gebroken, en jy is soos, ek gaan nooit weer vir Heidi uitvra nie. Nou, friends, Heidi, jy gaan nog baie tyd skryf nie. Maar so die liefde wat ons raak sien is baie
wat is die regte woord? So, ek het dit neergeskryf, net vas. My babybrein kiek nou op die oomblik in. Voorwaardelik, dis die woord wat ek soek. Dis voorwaardelik. Dis hierdie ding van, as jy my lief het, dan sal ek gelukkig wees en jou ook lief hê. Maar vandag gaan ons nie praat oor hierdie tipe liefde nie. Ek wil praat vandag oor die regte tipe liefde. Die tipe liefde wat God vir ons wys. Wat hy vir ons wys aan die kruis. Dis nie 'n liefde wat voorwaardelik is nie. Dit is 'n absolute liefde waar 'n lewe neergelê word. 'n lewe neergelê word. En so, voordat ons praat oor hierdie reflection of Jesus en hoe ons 'n reflection kan wees van Jesus se liefde, hoe ons moet lief hê, moet ons eers teruggaan na die basics toe. En dit is identiteit. Jy gaan nie kan lief hê as jy nie jou identiteit reg gevestig het in Christus nie. En so, ek wil ons terugvat na 1 Johannes 3 toe. Dit is die heel eerste vers wat ek gelees het daai dag toe ek die Bybel oopgemaak het. 1 Johannes 3 vers 1 tot 2. En sê, kyk net hoe 'n groot liefde die Vader aan ons betoon het. Dit is dat hy ons sy kinders noem. En ons is dit beslis ook. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is so 'n beautiful vers wat sê, dit is ons identiteit. Voordat God ons vra om iets te doen, voordat hy ons vra om te reflekteer, sê hy, ek gee eers identiteit. Daai identiteit is, jy is 'n geliefde. Jy is 'n aanvaarde. Hy sê, jy is my kind. Jy is 'n kind van God. En julle weet nou hoe werk dit en ons gaan baie binnekort uitfigure hoe dit werk. Wanneer jy iemand se kind is, dan het jy mos jou ouers se DNA. So, jy kry karaktereienskappe en trekke wat lyk soos jou ouers. So, ons dogtertjie gaan 10-10-1 ergens so 'n bietjie van JD se glimlag hê en dalk so 'n bietjie van my oë, en dalk hopelik sy mooi blasvel. Ek het altyd gewens ek het 'n blasvel. Maar sy gaan lyk soos ons. Sy gaan trekke hê wat lyk soos ons. En presies dieselfde gebeur wanneer jy 'n kind is van God. Jy begin karaktertrekke kry wat sê jy's in hierdie familie. Dis evidence jy hoort in hierdie clan. Okay. So as ons werklik kinders is, moet daar 'n bewys wees. En Johannes wys vir ons presies wat daardie bewys is. Ons lees dit hierso in 1 Johannes 3 vers 10 tot 11. Lees gou saam met my. Almal wat nie reg optree nie en ook nie hulle medegelowiges liefhet nie, is nie uit God nie. Dit is die boodskap. Ons moet mekaar lief hê. 1 Johannes 3 vers 14 sê ook, wie nie liefhet nie, bly eenvoudig in die dood vasgevang. So hierdie twee verse sê vir ons dat die evidence van jou kindskap en van dat jy in die familie van Christus is, letterlik die evidence daarvan is dat jy liefhet. Maar as jy nie liefhet nie, dan bly jy in die dode, in die dood vasgevang. Wat is die dood? Wel, dis 'n doodsruimte van bitterheid, van wrokke, van koue afstand tussen mense, van oordeel, selfbeskerming. Dit so, liefde is nie dit 'n slagspreuk nie. Ons as Christene is baie vinnig om te sê, ek is lief vir almal, want jy weet, dis wie ons is, ons Christene. Maar is daar evidence in ons lewens dat ons kinders is van God? Nou om hierdie toets net reg te verstaan, hierdie evidence reg te verstaan, moet ons seker maak dat ons reg verstaan wat
God bedoel met die woord liefde. Want ons is baie maklik om te sê, ek is lief vir sushi. Nou kan ek dit nie eet nie, want ek is swanger. En ek is lief vir my man. Sien julle die groot kontras tussen hierdie twee? Ek kan vir sushi definitief met maklikheid nou nee sê, want dit is vir my groter prioriteite. Maar my man, ek is lief vir hom met my hele lewe. Dit is 'n groot verskil. En ons het ongelukkig in ons taal net een woord vir liefde, en dis liefde. Ek lief dit. I love this. Maar as ons teruggaan na die Hebreëus toe, as ons teruggaan na die Bybelse woorde toe, dan sien jy actually daar's 4 verskillende woorde vir liefde. Het julle dit geweet? Okay, paar sê ja, paar sê nee. Kom ons gaan vinnig deur hulle. Okay. Die eerste enetjie wat ons het, is die woord eros. Eros is romantiese liefde. Dis Valentynsdag liefde. Okay. Dan het ons storge, wat familieliefde is, so ek gaan lief wees vir hierdie babietjie. En dan het ons philia. So dis as ek nou sê, Maris, ek is lief vir jou. Dan is dit daai vriendskapliefde. Dis daai broederskap liefde. Julle geweet dis okay vir ouens om te sê, ek is lief vir jou. So weird. Nee, dit is nie. Dis philia, as jy gaan na die Hebreëse betekenis daarvan. Maar nie een van hierdie tipe liefdes is die liefde wat God praat oor in Johannes nie. Sy liefde is hierdie agape liefde. Wil jy die woord neerskryf? Agape. Agape beteken goddelike, selfopofferende liefde. Dis God se tipe liefde. Dis die tipe liefde wat hy besig is om te beskryf vir ons. En dit is 'n liefde wat letterlik kies om lief te hê en te gee, selfs wanneer die ander persoon dit nie verdien nie en niks kan teruggee nie. Ek dink ek moet dit net gou weer sê, en as jy dit wil neerskryf, agape is die liefde wat kies om lief te hê en te gee, selfs wanneer die ander persoon dit nie verdien nie of niks kan teruggee nie. En julle, dis nie 'n gevoel nie. Dis beslis nie 'n gevoel nie. Dit is 'n besluit wat dade dra. Love is a decision wat dade dra om te vergewe, om te dien, om te help, om aan te hou lief te hê, selfs wanneer dit jou iets kos. Agape sê, ek gaan jou lief hê, selfs al kry ek niks terug nie. Dis die liefde waaroor God praat hierso. En die beste plek waar die Here vir ons wys hoe hierdie liefde lyk, prakties, is by die kruis. Julle, ek kan nie genoeg hieroor praat, ons kan nie genoeg hieroor praat nie. Die kruis is alles. Kruis wys die liefde, 'n volmaakte liefde. Ons lees dit ook in Johannes 1 vers 3, 1 Johannes 3 vers 16, ekskuus. Lees gesom met my. Ons het die volmaakte liefde leer ken. Dit is dat Christus sy lewe ter wille van ons afgelê het. So moet ons ook ons lewe prysgee ter wille van ons broers en susters. Hieraan ken ons die liefde. As jy nie weet wat love is, I want to know what love is. Daai song. You want to know what love is? Dis die kruis. Dis die kruis, dis Jesus. Hy het sy lewe afgelê vir jou en vir my. En ons verdien dit nie. En ons kan nooit dit verdien nie. Maar hy doen dit selfs, al kan ons vir hom niks teruggee nie. Romeine 5 vers 8 sê, God bewys sy liefde teenoor ons, juis daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Dis 'n amazing liefde hierdie.
En dan lees ons in daai versie van 1 Johannes 3 dat so moet ons lewe prys gee ter wille van ons broers en susters. Jo. Dis nogal 'n rowwe enetjie. So wat beteken dit prakties dan om ons lewe neer te lê? Hoe lyk dit practically in ons lewe? Is dit hierdie massive soos romantiese gesture van ek sal my lewe neer lê en ek gaan nou vir jou doodgaan, ek gaan nou in die water spring en ek gaan jou red en dan gaan ek dood in jou lewe. Nee, dit gebeur bitter min deesdae dat iemand actually vir iemand anders doodgaan. Okay? So dit kan nie dit wees nie. Wat is dit dan? God vra van jou nie vir hierdie lamsam gebaar nie. Hy vra van jou sent vir sent. Vir sent, elke dag en elke oomblik wat jy kans kry om jou lewe neer te lê vir iemand anders. En jou liefde te wys vir hulle. Dis in die klein goedjies, dis in die klein gebaartjies waar jy besig is om sy liefde te wys. En dit is hoe ons sy liefde reflekteer. In die klein goedjies. En ek weet dit is moeilik, julle, soms is dit moeilik om hierdie goeders te doen, maar wat ons soms miskry is dat hierdie have your neighbor, love your neighbor as yourself, dat hierdie halve jy kan dit doen. Ek kan dit doen, maar jy hoef nie. Ons het dit mis. Ons het dit totaal en al mis. Dit is 'n gebod. Die Here gee letterlik vir ons 'n gebod. Julle ken die 10 gebooie? Hoop so. Hallo. Die 10 gebooie. Maar hierdie gebod sien ons in Johannes 13. Lees gou saam met my. 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. En hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle mekaar lief het. Dit is die evidence. Nou, een ding wat ek wil julle moet sien, is dat jy kan nie net harder probeer om mense lief te hê nie. Gaan nie werk nie. In hierdie vers sien ons, daar staan, soos ek julle lief gehad het. Wat beteken dat jy het ander mense lief uit die verhouding wat jy met Jesus het, wat jy met hom het. Jy kan nie net lief hê op 'n goddelike manier sonder om 'n relationship te hê met hom nie. Jy het mense lief vanuit jou identiteit as geliefde kind en jy gaan nie jou identiteit vind as jy nie tyd saam met hom spandeer nie. As jy hom nie sien as jou vader nie. So, om te wys net hoe sentraal hierdie opdrag is, vat Jesus dit selfs nog verder. Soos hierdie opdrag, letterlik, alles wat ons lees in die Bybel, elke reël, elke wysheid, elke liewe profesie, alles hang op hierdie gebod, dat jy moet lief hê. Lief hê, God lief hê en mense lief hê. Matteus 22, gaan weer saam lees. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Dit is die heel eerste gebod. En die tweede, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. Alles. Kan iemand gou hulle Bybel net ophou vir my? Wys net gou jou Bybel vir my. Yes, dankie. Alles wat daarin staan, rus op dit. Hê God lief en wees lief vir mense. So ons moet verstaan, hierdie is 'n crucial gedeelte van ons Christendom. Crucial. Hierdie woord gebod is die Hebreëse woord mitzwa. En mitzwa beteken letterlik 'n duidelike opdrag wat God gee om uit te leef. Dis 'n duidelike opdrag. Dis nie 'n either or nie.
In gewone Afrikaans, is nie 'n voorstel nie. God stel dit nie voor nie. Hy sê, hierdie is iets wat ek van jou vra, my kind. En hy weet dis reg, en is omdat hy ons liefhet, dat hy vir ons hierdie gebod gee. Sy gebooie gaan nooit om ons in te perk, of om ons lewe moeilik te maak nie. Sy gebooie gaan altyd oor, omdat hy lief is vir ons. Dat hy weet is die beste vir ons. Maar ons sukkel steeds. Ons sukkel steeds om hierdie opdrag uit te voer. Maar ek dink ons moet dan ook net terugkyk en 'n bietjie kyk na ons harte. Om te examine hoekom. Hoekom is dit so moeilik vir ons om lief te hê? Werklik lief te hê. En ek wonder of my man vir my daai koutjie gebring het. Waar is hy? In sy sak. Okay, great. Kom bring gou daai koutjie vir my. Ek wil julle 'n illustrasietjie gou doen. En nee, is reg. Dis 'n whiteboard marker, is nie permanent nie, dankie. Ek is so dankbaar. Hierdie, ek wil hê jy moet gou kyk na die spieël. Alright. So, oop julle. Kyk. Hierdie spieël is die manier hoe jy jouself sien. Kyk. Hierdie is hoe jy jouself sien. En sonder Jesus sien ons onsself baie keer as, kom ons sê, nog 'n leienaar. Jy kan nie sien nie. Leienaar. Daarom gaan jy nie kan sien as ek 'n spelfout maak nie. Jy kan jouself dalk sien as 'n bedrieër. Jy kan jouself dalk sien as gulsig. Of bang. Kan iemand vir my nog 'n paar gee? Hoe sien jy jouself partykeer as jy sonder Jesus is? Skaam. Enigiemand nog? Verwerp, dankie. Nog? Verward, yes. Verward, ja. Angstig, yes. Nog enetjie? Minderwaardig en useless, op dieselfde tyd, reg, great. Thank you Lord. Ons sien onsself as hierdie dinge. So wanneer ons kyk vir onsself, dan is dit wat ons sien, die hele tyd. Dis nie lekker nie, is dit? Nee. Maar wat Jesus kom doen met sy bloed, is hy kom cover dit, letterlik. Jy moet hom afhaal, daar's 'n dingetjie op. So ek gaan verder aanpraat. Useless. Onseker wat om verder te doen. Fantastic. Ons kyk vir onsself en ons is onseker wie ons is. En wat Jesus kom doen, hy kom sprei sy bloed op ons. En hy maak dit alles toe met sy bloed. Bietjie dramaties. Hy maak dit toe met sy bloed en dis nie hy hoe lank ek sprei? Omdat hy vir ure op die kruis was. En hy het soveel gegee om hierdie toe te maak. Want as hy sonder die bloed van Jesus hierdie spieël gaan wys na ander mense en gaan probeer reflekteer wat hierin was, sou jy al hierdie negatiewe goeders heeltyd gereflekteer het. Ons kan nie lief hê as dit is wat ons reflekteer nie, maar sodra die bloed daar is, dan reflekteer ons nie meer ons skaamte en ons anxiety en ons onsekerheid en ons gulsigheid en al die lelike goeders wat ons dink van onsself nie. Ons reflekteer nou die bloed.
Ons reflekteer die bloed van Jesus as ons hom toelaat om ons identiteit weer te vorm in hom. Hy sê, ek het jou so lief. Ek bedek alles. As jy dink jy is te ver af, as jy dink jy het te veel sondes gedoen, as jy dink jy is net te gebroken, hy bedek alles. Jy kan nie eens meer sien dat daar enigstens koutjie op was nie. Al jou mislukkings, al jou tekortkoming, al jou sondes, maak hy toe onder sy bloed. En as jy voor God staan eendag, dan gaan dit nie jou eie rekord wees, wat jy voor God staan nie. Dit gaan die bloed wees. En so nou, wat gebeur is, jy hou nou op met oordeel, met harsh, critical spirit. Jy besef dat, ek is ook nou net eintlik uit genade uitgered. Dis wat jy weerspieël. Wanneer jy iemand teekom dan, is dit die genade wat jy weerspieël. Sy liefde wat jy weerspieël. Daar's 'n skrifgie in 1 Petrus 4 vers 8 wat sê, bo alles moet julle mekaar vurig lief hê. Want die liefde bedek menigte sondes. Hoeveel sondes is hier bedek? Alles. Menigte sondes. En dis wat God ook van ons vra. Wees vurig lief vir mense. En dit sal menigte sondes bedek. Be gracious. Moenie die eerste klip gooi nie. Beteken nie sonde is okay nie, maar dit beteken jy het grace. So as Jesus ons so bedek met sy liefde, watter vorm gaan dit prakties in my lewe begin aanneem? Hoe gaan dit begin lyk as ek dit so doen? Want ons 3 maniere en ek wil vinnig deur hulle gaan. Wel, dit is meer as 3 maniere, maar is 3 hoofkernmaniere wat ek met julle wil share. Ek gaan vinnig wees. Die eerste een is vergewe. Die tweede een is dien. En die derde een is deel jou lewe. So kom ons begin by die een wat die moeilikste is. Vergewe. Ek het al julle preek gedoen oor laas jaar. En ek dink is 'n preek wat mense soos elke liewe 3 maande moet luister. Want vergifnis is moeilik. Het is moeilik as jy in 'n oomblik is en iemand doen dalk iets oor jou of jy dalk iets verkeerd gedoen en nou staan jy die twis of het is moeilik om te vergewe. Maar God sê as jy wil lief hê soos wat ek lief het, dan moet jy vergewe. Hy het vir ons van alles vergewe, elke liewe ding wat ons nog ooit gedoen het, vergewe. Daar's 'n baie goeie reeks wat jy kan kyk, of 'n kursus wat jy kan kyk, wat se naam is 70x7. Dis 'n vergifniskursus, as jy nog sit met iemand in jou hart, wat jy nou aan dink, ek weet jy dink aan daai persoon nou, gaan en doen daai kursus. Gaan luister dit net. Ons het dit hier by die kantoor, ons wil vir jou gee. Free resources. Vergewe die mense wat jy in jou hart nog steeds ronddra. So, vergifnis begin dan in die hart. Maar dan moet dit oorvloei na ons hande toe. En so dit bring my by punt nommer 2, hoe om lief te hê soos Jesus, en dit is om te dien. En nou ek het ook 'n hele preek van dit gedoen een oggend in hierdie jaar. Gaan kyk dit as jy wil. Ek gaan nie in diepte ingaan nie, maar ek wil graag net vir julle hierdie prentjie skets van hoe Jesus gedien het. En ons lees dit in Johannes 13, vers 1 tot 5. Ek gaan nie die hele ding lees nie, dis baie verse, gaan net so vinnig vir julle vertel. So, Jesus se uur het gekom. Hy is soos, letterlik, dit gaan nou wees, dan word hy gekruisig. Hy het so min tyd oor.
En hy's besig om hierdie ete te eet saam met sy disippels. En hy kies om 'n besluit te maak om hulle lief te hê tot aan die einde. En hy vat 'n bak, skottel, en hy vat 'n wat mense dit 'n handdoek en hy bind dit om hom en hy gaan neer op sy knieë en hy was sy voete, sy disippels se voete. Die redder, die Messias, die leermeester, die meester gaan op sy knieë en hy was sy disippels se voete. En dan in Johannes net 'n bietjie verder aan, dan praat hy oor hierdie gedeelte van do as I have done. Weet, nadat hy die voete gewas het, trek hy weer sy klere aan en hy gaan sit en hy vra, verstaan julle nou wat ek gedoen het? En hy sê, ja meester, leermeester. En is reg so, want hy is die leermeester, hy is die hoogste, hy is die highest authority, hy is alles. En hy sê, okay, nou doen wat ek gedoen het. Ek het eintlik vir 'n oomblik die dag het ek gedink, hoe kan ons hierdie prakties voorstel? En ek het gewens ek het 'n kom met water hier gehad en iemand kom hulle voete kom was. Ek wens ons kon almal ons voete vir mekaar gewas het hier vanaand, maar dit is 'n bietjie onprakties gewees het, maar is jy bereid? Sou jy bereid wees om iemand se voete te was? Of dalk iets anders te doen wat hulle nodig gehad het? Want jy sien in Lukas 22 praat Jesus van grootheid versus diens. En hy sê dat as jy soos ek wil wees, dan beteken dit letterlik dat jy jou exterior level van wie jy is neerlê en jy dien asof jy die minste is. Jesus gaan en hy doen die laagste ding wat hy kan. En hy kies 'n handdoek en 'n wasbak. En so wat beteken dit vir ons? Dien wanneer dit ongerieflik is. As jy wil lief hê soos Jesus, dien wanneer dit ongerieflik is en wanneer jy nie lus is daarvoor nie. Dien waar jy reeds is. By die huis, hoe dien jy jou mense? By die werk, hoe dien jy jou mense? In die kerk, hoe dien jy die Here en die mense? In jou buurt, hoe dien jy die mense? Is dit nodig vir my om by al hierdie plekke nou te dien? Regtig waar, ek het nie tyd nie. Ja. Daar waar God vir jou wys, dien nou, is waar jy moet dien. Selfs al ons dit ongemaklik en ongerieflik, dien sonder om jou posisie te beskerm. En Jesus kies die laaste plek, so ons moet ook kan. Maar Jesus se liefde stop nie net hierso nie, hè. Jesus se liefde gaan nie net stil staan by 'n oomblik van diens nie. Nee, dit gaan verder as dit. Dit maak plek vir mense. Dit maak plek vir mense. Dit deel die lewe. Ons is amper klaar en ek wil net vir julle hierdie 1 Johannes 3 vers 17 tot 18 lees. Iemand wat ryk is aan aardse lewensmiddele en sy broer of suster sien gebrek ly, maar weier om 'n helpende hand uit te steek. Hoe is dit moontlik dat die liefde van God in daardie persoon woon? Kinders, laat ons nie lief hê met woorde of gepraatry nie, maar eerder deur ons optrede en met opregte bedoelings. Dis 'n vers wat baie mense se asem wegslaan. Dis 'n broodbreek tipe liefde wat Jesus vir ons vra, om ons lewens te deel met ander. En dit gaan nie net oor kos nie, dit gaan nie net oor brood breek en dit gaan oor ek deel
alles wat ek is, ek nooi jou in. Ek sê kom, dis gasvryheid, dis gemeenskap, dit is jy hoort. En ons mis dit dikwels omdat ons so gejaagd is. En ons so in ons babbels is van gemak. Maar Jesus se liefde sê kom in. Jesus se liefde sê letterlik kom sit, kom praat, kom eet, kom rus. En dan bring dit my terug na een van die kerngoeders van hierdie preek. Die laaste vers, 1 Johannes 3 vers 23 tot 24. Dit is sy opdrag. Ons moet glo in die persoon van Jesus, moet glo, en ons moet mekaar lief hê. Wie sy opdragte gehoorsaam leef in 'n hegte verhouding met God. So let op, in hierdie vers sê dit, dis nie glo sonder liefde nie. Dis ook die liefde sonder glo nie. Dit is beide. As jy sê jy glo in Jesus, dan moet daar evidence van liefde wees in jou lewe. As daar nie evidence van liefde in jou lewe is nie, moet jy regtig gaan kyk na jou verhouding met God. Regtig. Because the evidence of family will be there as jy jou identiteit gevind het in hom. Ek wil net afeindig en julle kan dalk vir ons 'n bietjie soutjie musiek aansit, net vir 'n oomblik. En net 'n oomblik hê wat ons net sit en bietjie dink oor jou lewe en oor, kom ons sê die laaste maand. Dink bietjie oor die laaste maand van jou lewe en of daar oomblikke was wat jy dalk dit gemis het, waar jy die opportunity gemis het om liefde te bewys, deur om te vergewe, deur om te dien, deur om jou lewe dalk te deel. Jy weet, jy kan ook sê, ek is lief vir jou, maar jy luister nie regtig as jou partner praat met jou nie. Jy kan sê, mamma, papa, ek is lief vir jou, maar as hulle met jou praat, sê op jou selfoon. Jy kan ook sê, my man, ek is lief vir jou, maar as hy met my praat, selfde ding, op my selfoon. Jy praat ook oor vergifnis, maar jy straf nog steeds mense met stilte. Of met kritiese, happerige goedjies. Jy sê welkom in die kerk, maar jy skakel nie actually in nie, jy deel nie jou lewe nie, jy nooi nie mense in nie. Jy sing oor genade, maar jy maak gou gevolgtrekkings en oordeel mense. Jy sê, ek sal bid vir jou, maar jy doen dit nie. Ek weet, ek was daar gewees, so baie gebedsversoeke, en party aande vergeet ek, om te bid daaroor. Dan voel ek sleg. Wat ek nou gedoen het, is, die oomblik dat iemand vra, bid saam met my. In die oomblik, sit ek alles neer, en ek vat dit 'n oomblik, en ek sê, Here, en ek bring dit daai ding na die Here toe, in die oomblik. Want dis hoe om waar ek liefde hê vir iemand. Jy sê, ek kies liefde, maar jy vermy dalk die gesprek wat nodig is om herstel te bring. Ons sê, ons dra mekaar, ja, ons dra mekaar, maar jy sluit jou hart toe as daar nood is, as daar iemand is wat nood het. Of jy praat oor Jesus liefde, maar jy vermy mense wat vir jou moeilik is. Moeilike mense. Ek dink nie Jesus het ooit die moeilike mense vir my nie.
Inteendeel. Hy het soveel moeilike mense gehelp en gered en nie lief gehad. So as ons een van hierdie goeders in ons harte raak sien, wil ek hê dat jy moet weet dat die Here dit ontbloot sodat hy dit kan herstel binne in jou. Nie om jou te judge nie. Dis 'n uitnodiging om te sê keer terug na my liefde. En soos wat jy net daar sit, wil jy net dit jou oë toe maak nie en kom ons bid net hierdie gebed so saggies saam en dan gaan ons afsluit. Vader, dankie vir u groot liefde. Here, dankie dat u my kind noem vandag en dat ek kan weet ek is u kind. Ek ontvang u liefde vandag. En ek leef nie meer uit skaamte nie. Ek leef uit genade. En Heilige Gees, ek bid dat u vir my sal wys waar ek nie lief het nie. Waar ek bitter was, waar ek wrok dra, waar ek oordeel, waar ek tot my hart toe gesluit het, waar ek net praat, maar nie doen nie. Here Jesus, ek draai weg van hierdie unlovingness. Ek draai weg van bitterheid. Ek draai weg van hierdie koue afstand wat ek hou tussen mense en ek draai weg van oordeel, van trots, van selfsug. Here, u woord sê wie nie lief het nie, bly in die dood vasgevang. Ek wil nie daar bly nie. Was my skoon en bedek my met u bloed en maak my hart sag. Ons bid saam, Jesus, leer my om lief te hê soos u. Leer my om te vergewe. Leer my om te dien. Leer my om plek te maak vir mense in my lewe. Maak my lewe 'n spieël van u hart. In Jesus naam. Amen. Amen. Dankie julle daar agter. So ek wil net vir ons 'n activation gee vir hierdie week. Of ons 'n challenge gee. Is julle op vir 'n challenge? Great. Ek kan my soaking afsit. Die challenge vir hierdie week is om 3 goeders te doen. 3 praktiese dade. Die eerste daad is vergewe. Vergewe daai persoon wat jy weet jy moet. Okay, skryf julle dit neer, dis huiswerk. Vergewe. Nommer 2. Dien eers, doen iets nederig waar niemand sien nie. Doen iets vir iemand hierdie week waar jy dit net doen en jy verwag niks terug nie. Hulle hoef dit nie eens te gesien het nie. En nommer 3, deel jou lewe. Nooi een persoon uit vir koffie. Nooi net een persoon uit. Jy hoef nie eens te betaal vir koffie nie. Ou men nooi hulle na jou huis toe. Okay, jou huis is dalk vuil. Nooi hulle net gedurende jou lunchbreak om 'n rusk en 'n koffie saam met jou te drink in die kantoor. En deel net jou lewe. Deel net jou lewe en maak oop vir hulle. Breek brood en maak plek. Alright. Het julle die 3? Fantasties. Baie dankie julle. Dankie vir die tyd en dan sien ons julle weer volgende week. Hê 'n blessed aand.